Die hoofstuk gaan ons oor ons projektielbeweging praat. So kom ons kyk daarso by die eerste een. Hulle sê, wat word bedoel met projektiel? Ons kan dit vir jou in die eksamen vra, deur om dit vir ons te verduidelik vir ongeveer 2 punte. So hulle sê, wat word bedoel met 'n projektiel? Dit is 'n voorwerp waarin 'n beginsnelheid gegee is en wat dan slegs onder die invloed van gravitasiekrag beweeg. So hierso by projektielbeweging gaan ons baie met gravitasiekrag te doen hê. Dan gaan kyk ons nou na die volgende. Volgens Newton se gravitasiewet val voorwerpe na die aarde toe. Dit is deur gewig, swaartekrag of gravitasiekrag. En gravitasiekrag wat ons gaan gebruik in ons somme, gaan ons met 9,8 meter per sekonde kwadraat afwaarts werk. Nou hou in gedagte, as ons begin praat van projektiel, moet ons dink aan 'n bal wat jy in die lug gaan opgooi. So as 'n mens daaraan dink, what goes up must come down. So ons gaan dit nou moet gaan bereken. So kom ons kyk gou na 'n paar beskrywings. Ons gaan dit nou in 'n grafiekvorm doen, of ek gaan dit nou vir julle wys daarso. 'n Voorwerp beweeg opwaarts. So ons gaan aanvaar sy snelheid is opwaarts. Sy verandering in snelheid, so dink aan dit as spoed ook in 'n mate, gaan stadiger gaan soos hy opwaarts beweeg. En ons gaan met gravitasiekrag werk hierso ook. Hy gaan altyd afwaarts wees. Dan dink ek gou aan 'n voorwerp wat afwaarts beweeg. Sy snelheid is nou afwaarts. En die verandering in sy snelheid gaan toeneem, want hoe meer hy afgaan aarde toe, vinniger beweeg hy. As hy weg van die aarde af beweeg hy al hoe stadiger. So kom ons kyk gou verder daarso. Daar is 'n definisie wat jy moet ken ook. Hy moet ongelukkig woord vir woord geken word. So hulle sê vryval. Dit is die beweging waar tydens die enigste krag wat op 'n voorwerp inwerk, die gravitasiekrag is. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou gaan kyk hoe ons tekens nou gaan regkry, waar gravitasiekrag moet ingesit word, en ons moet ook met ons rigting werk. Baie belangrik hierso is, jy moet altyd in jou projektielbeweging moet jy vir my 'n rigting kies. Dis of afwaarts as positief of opwaarts as positief. Jy kan enige ene kies in die eksamen, ons gaan jou nie penaliseer daarop nie. Volgens jou rigting wat jy gekies het, merk ons jou vraag. Nou hierso gaan ons nou moet gaan kyk wat ons als kan uitfigure sonder as daar nie baie inligting vir ons gegee word nie. So daarso sê hulle vir ons projektiel vertikaal opwaarts gegooi. So daar kom ons sê byvoorbeeld 'n bal word nou opwaarts gegooi en dit kom weer terug na dieselfde vlak toe. So kom ons sê ons staan nou hierso by punt A. Ek gooi 'n bal op na punt B toe. By punt B het ek nie gesê hy word gevang of iets nie. Hy het net tot hy met sy maksimum hoogte bereken of gebruik en toe val hy weer terug na C toe. Nou sien dit nou as A na B af na C. So A en C is op dieselfde plek in jou raamwerk. Hierdie wys, dit gaan nou net makliker wees om dit so te wys as met 'n lyn wat op en af beweeg. So kom ons sê byvoorbeeld ons kies nou afwaarts as positief. Ek sê die voorwerp het 'n beginsnelheid opwaarts gehad. So as jy jou berekeninge gaan doen, dan gaan jy jou beginsnelheid vir my as 'n negatief moet gaan skryf. So byvoorbeeld negatief 10 of minus 10 meter per sekonde. Soos ek net nou gewys het in daai tabel waar die beskrywings was, as hy opwaarts gegooi word, dan gaan sy snelheid verminder. Bedoelend hy gaan al hoe stadiger en stadiger en stadiger beweeg tot hy by punt B kom. Hoekom beweeg hy al hoe stadiger is omdat gravitasiekrag hom hele tyd afdruk af aarde toe. So as ons hierso gaan kyk, tot voor B het hy nog steeds 'n finale snelheid, maar as hy by punt B op sy maksimum kom, dan sal hy 'n eindsnelheid hê van 0, so hy sal vir 'n oomblik stil staan. Dan as hy nou weer moet van B na C toe gaan, dan gaan jou eindsnelheid na sy beginsnelheid toe verander. So as hy hierso 0 is, dan sal hy beginsnelheid ook 0 wees. Nou beweeg hy afwaarts. Wat het ons gekies as afwaarts is positief? Ons het afgekies as positief. So van hier af is alles in 'n positiewe rigting. So sy beginsnelheid is positief. Hy beweeg afwaarts. Nou as hy afbeweeg, dan begin gravitasiekrag ook aan hom inwerk. Ons ken daai in 'n mate as versnelling. So hy's besig om te versnel tot by punt C.
Nou die gemaklik, of nou wat maklik is hierso, is as hy van dieselfde vlak af is, soos ek gesê het, what goes up must come down, as die beginsnelheid hierso 10 meter per sekonde is byvoorbeeld, hy gaan opgaan, hy gaan dan 'n finale snelheid hê van 0, hy gaan dan weer 'n beginsnelheid aan hierdie kant hê van 0, en dan gaan hy al hoe vinniger beweeg tot by C. As hy by C kom, as hy op dieselfde vlak kom, dan gaan dit ook 10 meter per sekonde wees, maar in die positiewe rigting. As ons afwaarts kies, gaan ons gravitasiekrag gebruik as positief. Ook wat hierso gaan gebeur is, wat ons vir julle kan vra om te bereken, is die tyd. As jy tyd neem om van A na B toe te gaan, byvoorbeeld kom ons sê dit was 3 sekondes, gaan dit ook van B na C 3 sekondes neem om weer op dieselfde punt te kom as wanneer ons hom van A gegooi het. Nou soos ons met die vorige ene gewerk het, waar ons afwaarts as positief gekies het, nou kies ons opwaarts as positief. So as ons nou gaan kyk hierso, nou ek sien julle sal sommer eers gesien dat julle gravitasiekrag is nou negatief. Hoekom is dit negatief? Want ons kies opwaarts as positief en gravitasiekrag is altyd afwaarts. So as ons die berekeninge gaan doen, of jy 'n berekening gaan doen en jy het opwaarts gekies as positief, dan gaan jy jou gravitasiekrag in jou formule moet as negatief gaan skryf. Ek sal vir julle nog wys wat gebeur met die afstand hoe om dit te gaan lees. So nou is ons nog steeds op dieselfde vlak. So vanaf A na B toe beweeg ons nou in 'n positiewe rigting, want jy het positief verkies as positief, maar nog steeds, hy beweeg al hoe stadiger en stadiger. So hierso was hy weer op 10 meter per sekonde, al hoe stadiger en stadiger beweeg tot hy uiteindelik weer by 0 uitgekom het. So sy eindsnelheid wat 0 was, raak weer die beginsnelheid vanaf B na C. Nou vanaf B na C beweeg hy nou in 'n negatiewe rigting, so jy gaan nou weer sê 0 hierso vir jou beginsnelheid, maar jou eindsnelheid is nou negatief. So kyk maar net mooi na jou rigting. Onthou weer hierso, die tyd wat dit geneem het om van A na B toe te gaan dieselfde tyd neem as van B na C. Hulle kan partykeer nou vir jou vra, wat was die totale tyd geneem om van punt A na punt C toe te gaan? Dan gaan tel jy die tyd van A na B plus die tyd van B na C. Ook weer, as ek hierso die beginsnelheid gehad het van byvoorbeeld weer 10 meter per sekonde, hy gaan nou positief wees, dan gaan hy na 0, vanaf 0 weer gaan hy weer na 10 toe gaan, net in die teenoorgestelde rigting. Ons het nou by die vorige gekyk met ons rigting boontoe of op en afwaarts, van punt A na punt C waar hy op dieselfde vlak was. Nou kan ons ook 'n situasie kry of 'n geval kry waar hy, kom ons sê byvoorbeeld 'n bal vertikaal opwaarts gooi en weer terugkeer maar verby die beginpunt gaan. So hy het nou weer van hier het hy nou gegaan en gesê hy het nou van A het ek die bal opgegooi na punt B toe. Ek gaan nou maar net onthou dit is nou op en af dit is nie te sê hy beweeg so in 'n skynste nie. So hy gaan van A na B na C. Ons ken die A na B na C as by die vorige, hy's op dieselfde vlak. In die geval het die bal verby die beginpunt gegaan en na D toe beweeg. Gevalle wat hierso kan gebeur is byvoorbeeld jy's in 'n lugballon. Die lugballon is besig om opwaarts te gaan, jy het 'n pakkie uitgegooi uit die lugballon uit. Daai pakkie moet nou eers gaan en tot stilstand kom, want hy het nog steeds saam met jou beweeg. Dan het hy tot by stilstand gekom, by 'n sekere hoogte nog op, en toe val hy verby waar jy hom oorspronklik gegooi het en hy val af, kom ons sê, na die grond toe. Jy kan ook dink daaraan as jy op 'n gebou staan, hierso staan jy op 'n gebou, jy gooi die bal opwaarts, hy kom weer terug af na jou toe, jy het hom nou nie gevang nie en hy het toe verby jou gegaan en af op die grond gaan slaan. Nou wat ons hier gaan doen is, ons gaan nou afwaarts kies as positief, kom ons sê het nou afwaarts gekies as positief, jou beginsnelheid is dan negatief, ons gaan gravitasiekrag as positief gaan skryf in ons formule, want ons het afwaarts as positief, hy gaan weer stadiger begin beweeg, hy gaan, onthou net hierso het ons nie gevang nie, hy is nog steeds hierso in 'n mate in vrye val, bedoelend dit is net gravitasiekrag wat op hom inwerk, so hy sal uiteindelik al hoe stadiger en stadiger beweeg tot hy nie meer kan beweeg nie, so sy snelheid is 0,
dan gaan hy weer snelheid weer begin snelheid hê van 0, dan gaan hy afbeweeg by C. Kom ons sê byvoorbeeld, hy was hierso weer 10 gewees, by C sal hy weer 10 wees in die teenoorgestelde rigting, maar nou gaan hy nog vinniger beweeg tot en met D. So dit bedoel nie, hy gaan 10, 10, 10 bly nie, hy gaan nog steeds vinniger beweeg, want hy versnel. Waarskuwing nou maar net hierso, dit kan gebeur, as 'n mens daaraan dink, as hy die grond tref, byvoorbeeld. Sy eindsnelheid gaan nie 0 wees nie. Ons wil weet, wat is die eindsnelheid net voordat hy die grond tref. So as ons nie vir jou die eindsnelheid gee as wat hy by die grond tref, jy moet hom nie altyd aanvaar as 0 nie. Dan kan ons nou weer vir jou vra ook by die tyd om van punt A na punt B toe te gaan, sal dieselfde tyd wees as van punt B na punt C. Maar nou wat ons nou kan doen is, ons kan nou vir jou vra hoe lank het dit geneem om van sy maksimum hoogte af tot by die grond te kom, die tyd wat dit geneem het. So nou kan jy altyd gaan sê, as jou beginsnelheid gaan 0 wees, jou eindsnelheid moet jy eers gaan bereken, dalk op 'n ander manier. Ons gaan dalk vir jou afstand of iets gee, so jy gaan eers 'n ander som moet gaan doen. Maar as ons jou vra weer vir die totale tyd, dan tel jy maar net die tyd van A na B en van B na D. As jy dit apart gaan uitwerk, soos byvoorbeeld van A na B, B na C en dan eers vir C na D en dan bymekaar tel, dis ook 100%. Jy moet vir jou kyk wat vir jou die gemaklikste is en waar dit vir jou makliker kan verstaan om die som te kan doen. Soos by die vorige ene waar ons afwaarts as positief verkies het, nou kies ons net opwaarts as positief. So ons gaan nou weer kyk, ons beginsnelheid gaan nou weer positief wees, want hy beweeg nou opwaarts. Hy beweeg nog steeds al hoe stadiger, want gravitasie druk hom nog steeds afwaarts. So hy sal uiteindelik weer by 'n eindsnelheid kom van 0, so hy gaan vir 'n splitsekonde 0 wees. Dan gaan sy eindsnelheid na sy beginsnelheid toe verander. Dan beweeg jou bal byvoorbeeld nou in 'n negatiewe rigting tot weer by C. Hy het nie gestop by C nie, hy het maar net verbygegaan en tot, kom ons sê, weer by die grond. Ons gravitasiekrag is nou negatief, want hy beweeg in die teenoorgestelde rigting as wat ons positief gebruik. Ons kan weer die tyd vra soos normaal. Kyk maar net mooi, as jy vraag 1, kom ons sê jy het nou die vraag 1.1, het jy opwaarts as positief verkies, moet jy jou vraag nog steeds opwaarts as positief vir die res van jou vraag doen. Jy mag hom nie wissel nie. Ons gaan nou by die volgende video gaan ons kyk hoe ons die grafieke gaan teken en daarna doen ons berekeninge.